Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons Woensdaagaande biduur geleentheid. Ons bevind onsself vanaand op die eerste Woensdag nadat ons Paasnaweek saam herdenk het en gevier het. Tradisioneel gaan ons nou die Paase binne en is ons in die eerste week van die 7 Paasweke wat ons ook vier. Ons het nog vars in ons gedagtes Goeie Vrydagse gebeure wat ons herdenk het as gemeente en as kerk reg oor die wêreld saam. Heel waarskynlik het u saam met ons of saam met 'n gemeente hopelik aangesit vir die nagmaal en ook die tekens van Christus se lyding en sy sterwe hoopvol saam geniet. Ons het kort daarna op Opstandingssondag of op Paasondag met vreugde mekaar toegeroep, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan op Paasondag. En hopelik het u ook die geleentheid gehad om saam met 'n gemeente hierdie wonderlike oorwinning oor die dood en die hel en die magte daarvan wat ons in vrees en 'n gebondenheid hou te kon vier. En vanaand, soos wat dit maar tradisioneel ons gebruik is, begin ons kyk na die na-opstandingsverskyningsverhale van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n besonderse tyd in die kerklike jaar, 'n baie hoopvolle, vreugdevolle tyd. En ek hoop u sal ook oor die volgende paar weke by ons inskakel wanneer ons na hierdie na-opstandingsgebeure en geleenthede so 'n bietjie gaan kyk. As ons vanaand na die eerste van hierdie gebeure kyk, dan kyk ons natuurlik na die eerste verskyningsverhaal. Nie aan Maria direk na die opstanding nie, maar die Emmausgangers in Lukas 24. En daarmee saam ons fokusteks vir vanaand, Psalm 16. So, u is welkom om jy 'n teks oop te maak, om saam met ons te lees. Die teks sal ook op die bord verskyn vanaand van Psalm 16, en ons tema vanaand, die pad van die lewe, openbaar in Christus. Kom ons draai na die teks toe, dan lees ons saam. Psalm 16, vanaf die 5de vers. Here, my erfdeel, my beker, u bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag, selfs in die duisternis, wys hy my hart tereg. Wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart ook bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig. Want u sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat u getroue volgeling, u getroue dienskneg, die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand vir altyd. Amen. Ons lees vanmôre tot sover. As ons na hierdie woorde van Psalm 16 kyk, dan voel dit amper vir ons asof Psalm 16 na die gebeure van Paasfees geskryf is. En so is dit ook met talle profetiese tekste in die Bybel. Ons lees dit en ons dink vir onsself, hoe kan dit wees as nie deur die Gees self van God geïnspireer dat hierdie woorde so perfek klink in die verhaal van Jesus se eie lewe, lyding en sterwe nie. Jesaja 53, hierdie Psalm en telke ander psalms klink amper vir ons asof dit nie moontlik is dat dit soveel jare voor die tyd geskryf is nie, en tog is dit die geval. Hierdie Psalm 16 is 'n lied van vertroue, 'n wonderlike Psalm van vreugde wat sing dat my hart bly is,
my gees rus gevind het en my liggaam veilig is in u teenwoordigheid. Maar hoe is hierdie woorde vir ons moontlik in 'n donker tyd, soos die tyd wat selfs die Emmausgangers ervaar en beleef, en die tye wat ons dalk ervaar en beleef? Ons weet dat die Emmausgangers in Lukas 24, hierdie twee volgelinge van Christus, hierdie twee disippels van Christus, dat hulle met soveel vrae sit oor die gebeure wat pas die naweek in Jerusalem afgespeel het. Oor hierdie Paastyd afgespeel het in Jerusalem. Hoe is dit moontlik vir hulle wat so lank gewag het vir 'n Messias om nou vreugde en vrede en rus te beleef? Die hoop op hulle verlossing, die hoop op die bevryding van die Joodse volk, het gesterf. En sover as dit hulle weet, sover as dit hulle nog ervaar en beleef hier in Lukas 24, is dit 'n nuwe realiteit. Die messiaanse figuur het gefaal in sy doel. Hy het nie geslaag daarin om sy volk te bevry nie. Wat nou? En tog, hierdie twee disippels, verward en hooploos, wat gaan hulle nou maak? Hulle bevind hulle self ewe skielik in die teenwoordigheid van 'n vreemdeling, wat saam met hulle kom verder stap. Ons weet, as mense wat terugkyk op die gebeure, dat hierdie vreemdeling niemand anders is as die Here Jesus Christus self nie. En soos hulle wandel in gesprek met hulle, saam op die pad, begin Jesus om die tekste vanuit die Ou Testament, wat Moses geskryf het, wat die profete gegee het, geïnspireer deur die Heilige Gees, begin hy om vir hulle te wys hoe dit alles van toepassing het en van toepassing is op hom. Hoe al hierdie woorde van Genesis tot Maleagi, Ou Testament, hoe dit alles na hom toe wys. Hoe hy die onderwerp en voorwerp, die motief, die inspirasie, die outeur van elke woord in hulle geskrifte in die Ou Testament ook is. En dat dit alles in hom tot vervulling kom. In Lukas 24 vers 25 tot 27 sê Jesus dit letterlik. O julle wat so sonder begrip is, julle wat so bekommerd is, julle wat so argumenteer en stry oor hoekom hierdie dinge moes gebeur het. Julle wat so traag is van hart, traag is om alles te glo wat die profete, julle profete vir julle geleer het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan? Moes dit nie so gebeur het nie? Is dit nie God se plan van die begin af gewees dat iemand moet kom om die skuld te dra, om die boete te betaal vir julle sondes nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses, die wet en die profete, vir hulle uit te lê. En ons weet, soos hy met hulle gepraat het, is hulle verstand geopen en hulle die skrifte begin verstaan. Maar daar was nog steeds 'n mate van onsekerheid, 'n mate van twyfel. Hulle het nog steeds nie gesien en verstaan wie dit is wat saam met hulle gestap het nie. So ook hierdie woorde van Psalm 16. Soos ons dit vanaand lees, weet ons dat dit is geskryf in 'n ander konteks
Is geskryf met ander implikasies en interpretasies ook daarop. Maar as ons van uit die Paase uit en van na Paasfees af daarop terugkyk, dan maak dit alles sin. Dit alles wys na hom toe. U wys my die pad van die lewe. Lees Psalm 16 vers 11. Oorvloedige vreugde is daar in u teenwoordigheid. Lieflikhede in u regterhand vir my vir altyd. Geliefdes, wanneer die Here later die aand saam met hierdie twee volgelinge van hom aanleen vir ete, is dit hy wat die brood breek. En in die breek van die brood, in hierdie viering, hierdie herinnering aan die Paasmaal, die nagmaal, wat hy ook nou nuut kom instel het, in die breek van die brood, word hulle oë finaal geopen. En hulle sien hom, en hulle herken hom, en hy word uit hulle gesig weggeneem. En het ons harte nie gebrand van vreugde, toe hy met ons gepraat het op die pad nie? Het ons nie warm geword, soos die Gees ook in hulle begin werk het, en hulle oë begin open het, vir wie hy is, en wat hy kom doen het nie? Ons lewens in hierdie wêreld is ook soms vol kommer en hopeloosheid. Ons stap ook dalk in 'n duister pad, hopeloos, moedeloos. Ons sien dalk nie en verstaan dalk nie wat die Here mee besig is in ons lewens nie. Maar deur sy Gees breek hy die brood van die lewe ook vir ons. Breek hy die woord vir ons oop, wys hy vir ons. Dit gaan oor hom en dit moes gebeur het. Wys hy vir ons dat as ons in alles wat ons doen en sê en dink, sy eer en sy heerlikheid soek, as ons streef na lewe, soos wat hy vir ons kom wys het, soos wat hy vir ons kom vra het, 'n lewe wat lief is vir die Vader, met alles wat ons is, en wat lief is vir ons naaste, en dit uitleef in omgee, in barmhartigheid, in toewyding, in aanbidding, dat ons hom ook sal sien, hom sal sien werk in die wêreld rondom ons. Dat ons ook eendag hom sal sien van aangesig tot aangesig, omdat ons glo. Hy is immers die weg en die waarheid en die lewe vir elkeen wat glo. En daarom kan ons vanaand saam bid. Mag ons harte vanaand opnuut weer brand met opgewondenheid oor sy opstanding, sy oorwinning oor die dood en die hel. Mag ons ook ons oë geopen geopen word deur sy Gees vir die waarheid van sy skrif. En mag ons dit glo. Mag ons die opgestane, die verreëse Here sien en herken in die woord. En mag die Gees ons lei om te kies om hom te volg. Met dapperheid, met liefde en oortuiging. Mag ons die weg van die lewe aanhou stap, volhardend tot die einde.
Amen. Geliefdes, ek wil vra dat ons saam sal bid nou, en dan gaan die sake vir gebed vanaand ook op die skerm verskyn, en aan die einde daarvan, sal ons ook ons bid hier vanaand afsluit. Kom ons bid saam. Here Jesus, U wat die verreëse Here is, U wat die dood en die hel oorwin het, U wat die duisternis vir ons ingegaan het, en die lig kom skyn het op ons lewenspad. Here, breek ook ons oë en ons verstand oop, om te verstaan dat dit alles oor U gaan. Help ons en lei ons deur die Gees om te gaan leef soos getuies van die opgestane verreëse Here. Dat ons met dieselfde brandende harte uitgaan en met vreugde en oortuiging en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal gaan getuig en sal gaan leef. Here, ons het 'n klomp sake waaroor ons vanaand wil saam bid, en ons vra dat U ook ons harte sal aanhoor as ons nou deur hierdie sake saam gaan lees, en dat U dit sal aanhoor as ons gebed ook vanaand. Wees ons genadig, Here. Vergewe ons oortredinge en vorm ons meer en meer na U beeld, U getroue getuies, U gesande, deur die werking van U Gees, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons sake vir gebed vanaand, ek wil vra dat U vanaand as 'n dankgebed sal terugdink op die gebeure van Paasnaweek. Ons dank die Here dat hy vir ons die voorbeeld kom stel het van selfopofferende liefde, van 'n gehoorsame dienskneg van die Vader, en dat hy boonop vir ons die offer kom bring het, wat vir ons die lewe gee. Ons wil vra dat die Here ons geestelike oë sal open, soos wat ons ook nou alreeds gebid het, maar dat hy ons ook sal lei om te groei in ons kennis van hom en in genade. Ons bid vir harte wat vurig brand vir hom en vir sy evangelie. Dit beteken vir ons gemeentebediening en vir die bediening van die woord, vir ons barmhartigheidsbediening, vir ons sendingaksies oor die wêreld heen. Weereens, ons stap nader aan ons grootste barmhartigheidsfondsinsameling vir die jaar, ons ligdraersprojek, en ons vra dat die Here ook dit sal gebruik as 'n evangelisasie en 'n sendingsgeleentheid. Ons dink aan ons sendelinge, veral op Adulam en op Kinross, waar ons besig is om 'n multikulturele erediens op die been te kry, dat die Here ook dit sal seën, en dat hy ook die ore en die harte sal bring om te kom luister na die evangelie. Ons bid vir die wat siek is, en die wat ly, en die wat moedeloos en moeg is. Ons dink besonders aan die wat dalk in die hospitaal verkeer en met ongesteldhede worstel. Ek wil vra dat U saam met my sal bid vir Richard en Anine se ma, vrou Marina, wat op hierdie stadium in ICU lê, en dat die Here ook met hulle sal wees, en as dit sy wil is, om spoedige en volkome genesing ook daar te bring. Ons bid dat die Gees van God ons sal lei om ook sy teenwoordigheid te ervaar. Veral in hierdie tyd ook waarin ons regtig wil leef soos 'n gemeente wat sy lig en sy boodskap uitdra. Ook met die oploop tot Pinkster en ons voorbereiding vir daardie groot gebeure in die kerklike geskiedenis. Ons bid vir ons dorp, ons bid vir ons land, en ons bid vir die wêreld. Ons bid dat die Here sal aanhou om mense toe te voeg tot sy gemeente, tot sy kerk, en dat
ons die liefde van Christus daar buite in 'n donker wêreld sal gaan uitdra en sy lig sal gaan skyn. Geliefdes, ek wil vra dat u saam met my sal bid vir ons gemeente, maar ook vir ons buurgemeente, Oos, en dat hulle in hierdie proses waarin hulle ook is, met 'n nuwe leraar en 'n fase van oorbrugging wat hulle dalk deurgaan, dat die Here ook hulle sal bystaan, en dat sy wil en sy waarheid ook daar by hulle sal opklink tot sy eer. Ek wil vra dat u saam met my sal bid vir die groter kerk. Ons weet dat Paus Franciscus, dis oor die nuus oral, ons gaan dit baie hoor oor die volgende paar dae, Paus Franciscus van die Katolieke Kerk, dat hy oorlede is, en ons wil vra dat die Here self 'n opvolger ook vir hom sal stuur. Een wat getrou sal wees aan sy woord. Een wat sy woord sal soek, ten spyte van die Katolieke Kerk se tradisies en die manier hoe die Katolieke Kerk oor die eeue heen ook die ware, volle evangelie en die woord van Christus en hom as hoof, enigste hoof oor sy kerk, nie noodwendig so geleer het nie. Dat die Here ook genadig sal wees daar. En dat hy hierdie grootste Christelike kerk in die wêreld ook waar hy wil, hoe hy wil, tot bekering sal lei. En 'n nuwe reformatie in en deur sy woord en gees ook in die Katolieke Kerk aan die lewe sal bring. Ons bid natuurlik ook in hierdie tyd. Maranatha. Kom Here. Kom tog gou weer terug. In Jesus naam bid ons vanaand. Amen.